Môre maat, liewe land, ons is 'n bank en 'n half vol vanoggend, hè? Nee, Mia, nee. Ons sal 'n groot storie vanoggend moet vertel, nee, Andrew. Andrew, ons het laas gesels, ek weet nie of julle kan onthou nie van Josef. Hy was nog in die tronk gewees en hy het die pottebakker en die skinker se drome uitgelê. En hy het vir die skinker gesê, as jy daar weer terugkom by Farao, dan moet jy aan my dink, dan moet jy vir hom vertel, daar in die tronk is 'n man wat onskuldig is, wat die koning moet gaan uithaal, die arme Josef, nee. Dink julle daai skinker het onthou, Anlia? Nee, die skinker het vergeet van Josef, heeltemal. Weet julle hoe lank, Carly? 2 jaar. 2 jaar lank het daai skinker van hom vergeet, maar eendag, toe's dit Farao wat 'n droom droom. Maar 'n verskriklike droom. Andrew, ken jy die droom wat Farao gedroom het? Kan julle onthou wat het Farao gedroom? Kom vertel vir julle. Farao droom die aand. Daar kom 7, kan jy so 7, 5 plus 2 is 7. 7 vet koeie, sulke mooi koeie, soos jou pa se koeie daar op die plaas. Die mooiste koeie kom uit die Nylrivier uit. En daar staan hulle. En Farao kyk nog. Toe kom maar nog 7 koeie. 5 plus 2 is 7. Die lelikste goed. Brand maar. Jy kan sommer die ribbe sien. En daar sluk daai lelike maarkoeie die vet is in. En Farao skrik wakker. En hy besef hy het gedroom. En hy raak weer in die slaap. En daar droom hy van 'n steeltjie koring met 7. Wie is 7? Die mooiste, vetste are. En hy kyk nog so. Toe kom maar weer 'n koringaar met 7 are. En dit sê weer die lelikste koringaar. En hy sommer so geskroei deur die oostewind. Goeps, sluk hy die ander een in. Laat jy nie kan sien daar was 'n mooi vette nie. Maar Farao daai oggend nie met die verkeerde voet uit die bed uit opgestaan, hoor? En hy laat roep al sy slim mense, sy towenaars en al die slim geleerdes en sê vir hulle, luister, ek het 'n verskriklike droom gehad, eintlik 2. Julle moet my vertel wat dit beteken, niemand kan hom help. Sê Farao, wat se drome droom jy? Ons kan dit nie vir jou sê nie. En skielik, want die skinker is mos daar naby, onthou hy, maar 2 jaar terug het hy daar mos in die tronk vir Josef ontmoet, wat vir hom gehelp het met sy droom en die bakker. En hy sê vir Farao, Farao, vandag moet ek my sondes bely. Mia, nee? En weet jy wat was sy sonde? Hy het van Josef vergeet. En hy vertel vir Farao van alles wat Josef gesê het. Farao sal laat hom onmiddellik kom. Nou daai dag, daai oggend, toe skrik Josef daarom maar vir jou toe daai wagte kom sê, Josef, koning Farao roep jou, gou, was jou gesig skeer, trek nuwe klere aan, want as jy daar by die koning kom, moet jy daarom nie lyk of jy uit die tronk uitkom. Josef kom en sy hartjie is opgewonde. Farao sê vir Josef, ek hoor, jy kan al hierdie verskriklike goed doen. Josef sê, Farao, niks vir my nie. Daar's 'n lewende God in die hemel. Hy ken jou hartjie. Hy weet wat jy droom, hy weet alles. Vertel maar Farao, ek luister. Farao vertel vir hom. Josef sê vir Farao, die 2 drome wat jy gedroom het, die een van die koeie en die een van die koringare is presies dieselfde droom. Jawe het iets vasbesluit en koning Farao moet nou baie mooi luister, want as Vader 2 keer 'n ding sê, dan beteken dit jy moet nou luister, nee. Dit staan vas. Ja, sussie. Nou kom ek vertel jou nou van dit wat Josef vir Farao sê. Sê Farao, daai 7 koeie, daai mooi koeie, nee, is 7 vet jare. Dit gaan goed gaan in Egipte. Daar gaan net oorvloed wees, baie koring, baie kos, maar wat gebeur na die 7 vet koeie? 7 maar lelike koeie, wat die vet is insluk, laat jy nie kan sien hulle het hulle ingesluk nie. Daarna kom 7 maar jare. Daar gaan niks kos wees nie, Farao. Julle sal van daai kos, van daai 7 goeie jare moet bære. Julle gaan moet store bou. Julle moenie met dit mors nie. Farao sê, hy het in sy lewe nog nie so 'n slim man gehoor nie. Sê Josef vir Farao, julle sal in hierdie land iemand moet aanstel wat al hierdie werk kan doen. Maar Farao sê, nou wie gaan daar beter wees as jy, Josef? Ek stel jou aan, en Farao haal sy ring af, hy sê vir Josef, van vandag af is jy die belangrikste persoon in Egipte, behalwe nou vir Farao self. Alles wat jy sê moet die mense doen.
Jy moet nou presies doen, want jy weet dan wat die droom beteken. Maats, kan julle nou glo, die eendag, die vorige aand slaap, Josef nog in die tronk, en die volgende dag bly hy in die paleis. Die Bybel sê, hulle het vir Josef die mooiste klere gegee. Hulle het vir hom die beste rytuig gegee. Dis nou perde nie, dis nie papa se bakkie nie. Dis net 'n mooi perd. En hulle het vir hom geluister, want Josef het op sy strydwa geklim, sy perd en sy koets, en hy het links en regs deur die hele Egipteland gery, want hy wil nou kyk waar kan hulle store bou, want hierdie 7 vet jare gaan nou baie koring en klomp goed gee, hulle moet dit nou bære. En so het dit gebeur. 7 goeie jare, en toe begin daai maar jare. Maar van dit gaan ons nou volgende keer bietjie verder lees. Intussen het Josef nog die mooiste vroutjie gekry, en daar is kindertjies gebore, 2 seentjies, ek wonder of julle daai 2 name gaan kan onthou. Dis eintlik 2 name wat ons almal moet ken. Die een se naam is Manasseh, sê Manasseh, en die ander een is Ephraim. Nou Ephraim en Manasseh het 2 van die belangrikste volke in die Bybel geword, né? Dis Josef se kinders. Maar dit gaan ons maar 'n ander keer oor gesels, maar al wat ons vandag weet is, Josef was nog in die tronk, en die volgende dag het Jahwe vir hom sy plek verander. En wat? Het Jahwe verander? Nee, dis maar net omstandighede. Josef het geleer, hy moet altyd op Jahwe vertrou, altyd, of dit goed gaan of sleg gaan, of dit lekker is in die tronk of nie. Jahwe is getrou. Maar daar's nog iets anders wat ons hier moet onthou. Wat het ons in die begin gesê, wat het Josef gedroom? Hy het ook mos drome gedroom. Van die sterre wat voor hom buig, nee. En almal wat vir hom luister. Dit het nie gelyk of dit gaan waar word daar in die tronk nie. Maar skielik is hy nou die belangrikste in Egipte, kan dit nou waar word. Maar dit waar dit nou interessant word. Vader Jahwe beskik omstandighede. Maar voordat hierdie storie nou te lank word, ander, kom ons bid eers saam. Kom ons sluit die oogies. Vader Jahwe, baie dankie vir u wonderlike woord. Dankie dat ons van kleins af kan lees, en vir die verhaal van Josef, hoe u vir hom gelei het as 'n jong man, en dat hy getrou was, ook daar in die tronk, en ook in Farao se paleis, het u vir hom geseën en gehelp. Dankie dat ons kan weet, dit is net u wat dit doen, en daarom is ons vir u baie lief. In Yeshua, amen. Tot ziens maats, tot volgende week. Tata!